By 'n vorige geleentheid het ons stilgestaan en gevra, waarom moes Jesus gekruisig word vir die mens om verlos te word van sy sonde? Hierdie week wil ons daarby aansluit en die vraag 'n bietjie breër vra en vra, wat is die rol van God se oordeel in sy breër verlossingsplan? Ja, dis 'n belangrike vraag en ons het gesê Christus moes gekruisig word, want God is 'n regverdige God, wat beteken alle sonde moet gestraf word. God straf alle sonde. En dit is 'n karaktereienskap van God waarteen hy nie kan ingaan nie. Maar 'n ander karaktereienskap van God is ook dat hy genadig is. God wil red en dat hy barmhartig is. En dit is ook 'n eienskap waarteen hy nie kan ingaan nie. En dit het hierdie probleem veroorsaak dat vir God om alle sonde te straf, maar steeds mense te red, moes hy daai sonde van die mense wat hy wil red straf aan sy seun. En dan die opvolgvraag nou vandag, wat is die rol van God se oordeel in ons verlossing? En dis eintlik 'n interessante idee, want dit klink of die twee teen mekaar moet werk, maar in realiteit kan daar nie verlossing wees as daar nie oordeel is nie. En dit kom in kort daarop neer dat omdat God alle sonde straf en hy daardie sonde van die uitverkorene straf aan sy seun, is dit effektief in sy oordeel wat hy oor Christus uitstort aan die kruis, wat daar vir ons verlossing bewerk word. Want dit beteken dat dit wat skeiding maak tussen ons en God, die sonde, daardeur voorbetaal word. Daar word vir die sonde betaal aan die kruis, deur die oordeel en die toorn van God oor sy seun uitgestort word in ons plek. En dat hy dan sy geregtigheid aan ons kan skenk. En so is 'n interessante gedagte, en James Hamilton het 'n beskitterende boek daaroor geskryf, wat hy genoem het God's Glory in Salvation Through Judgment. Wat hy reg deur die Ou Testament en die Nuwe Testament vir ons wys, dat telkens sien jy in God se verlossingsplan, hoe Israel se redding kom daardeur dat 'n ander volk wat Israel oorheers, dat daardie volk se oordeel vol geword het. En die Here sê, hulle oordeel oor hulle, my oordeel van oor hulle het nou vol geword. Dis tyd om hulle te straf. En wanneer God byvoorbeeld dan die Assiriërs se oordeel oor hulle bring, deur die Babiloniërs op te wek, dan word Israel van die Assiriërs verlos. Dan word hulle natuurlik weer onder die Babiloniërs onderdruk, maar dan is dit deur die Meders en die Perse wat God opwek om die Babiloniërs te straf, wat daar weer vir Israel verlossing kom onder Kores wat hulle kan terugkeer. En so sien ons deur die verloop van die geskiedenis dat God se oordeel is telkens wat verlossing bring vir sy uitverkorenes. En uiteindelik is die hoogtepunt daarvan aan die kruis, dat dit God se oordeel oor Christus is vir ons sonde, wat maak dat ons sonde betaal is en ons daarom verlos kan word. Daar kan nie verlossing vir ons wees sonder oordeel nie.